Goeienaand, hier op hierdie goeie Vrydag aand. My is 18 grade, 93% humiditeit en die weerprofeet reken dit kan dalk reën. Laat ons maar sien. Welkom vir almal aan boord. Dankie vir die goeie wense, vir die groete. Sien Nisha is hier, so ek is daarom nie alleen nie. Weet nie of ek logies dit gaan maak nie. Dis ook oké. Ons sal die ding doen. Feit van die saak bly, dis 'n besondere dag, 'n spesiale dag. Dis die dag waarop hierdie satanisbende ons redder en saligmaker vermoor het. En daai selfe moordbende se disippels en aanhangers hang nog steeds hier tussen ons rond hoor. Maar nou ja, dit is soos dit is, ons kan nie anders nie. Maar ons weet iets wat hulle nie weet nie. En dis hulle probleem. Dis nie ons probleem nie. Ek voel niks aanvoor. Maar ja, dis 'n besonderse dag vandag. As dit wat vandag baie jare terug nie gebeur het nie, dan was ons ernstig in die moeilikheid. Serieus in die moeilikheid. 'n Groot probleem wat ek sien, en dis my persoonlike opinie, is dat mense is onwillig om hulle breins te gebruik en te dink oor dit wat rondom hulle gebeur. Dit te sien en te dink daaroor. Want die grootste massa is oor baie jare, millenniums, gebreinspoel om in 'n sekere manier te dink. Kan nie anders nie. En ons het in ons jongste tye al baie te doen gehad met hoe massa-breinspoeling werk. Ons het dit gesien. Ons het gesien wat het gebeur met die boer. Ons is gebreinspoel, ons is Afrikaners. En jy weet, daai breinspoeling het begin in my ouers se generasie. So ek is die tweede generasie in die breinspoeling. En kyk hoe dit vasgesteek. Nou jy dink hierdie stories wat hulle jou vertel oor die Bybel en so, en kerke en al en religions en al die dinge. Dit kom oor honderde jare, party kom oor duisende jare. En kan ek dink hoe vasgesteek is daai breinspoeling? Om daai uit te breek, om daai bande te breek. Dis nie maklik nie hoor. Dit vat 'n man op 'n perd hoor, om daai te breek. Want dit is solid in ons ingetimmer. Nee, die kerke wat ons gedoen het. Dis vir my skrikwekkend man. Toe ek dit besef, was ek aan die een kant amper verbaas, maar aan die ander kant was ek diep bliksem in gewees. Toe ek bewus word van hierdie grootskaalse bedrog wat gepleeg word. Maar nou ja, dit is ongelukkig so. Dis net deur die Heilige Gees wat jy deur daai rookskerm kan sien. Gebeur nie maklik nie. As mense wat met my baie omgekrap en grillerig is oor dinge wat ek al gesê het van die Bybel. Nou ek wil hê jy moet baie mooi verstaan en mooi luister wat ek nou vir jou gaan sê oor die Bybel. Konstantyn het 12 Jode uitgepiek om die Bybel aan mekaar te sit wat wat ons nou vandag gebruik het. Uit 6000 geskrifte is 66 gepiek. Dit gaan nou die Bybel wees. Mense het dit gedoen hoor, in elk geval. Nou, daar is ook aan daai 66 getune en getweak hoor. Daar is meer as genoeg bewyse daarvan. Om 'n spesifieke dogmatiek te dien. Boeke wat weggelaat is. Vra vir jouself, hoekom is die boek van Thomas weggelaat? Omdat die boek van Thomas net gepraat het oor Jesus se lewe op die aarde en niks vir enige grente of hakplek, aanhangplek of enige iets vir dogmatiek gegee nie. Dis hoekom hy uitgelaat is. So dit is fine-tuning wat daar gedoen is. Wie jy nou wil weet of nie, dit is nou nie my probleem nie.
Gebruik die verstand wat God vir jou gegee het en dink oor hierdie goed. So, uit 6000 uit is 66 in die Bybel ingesit. OK. Daai ander 5934. Wil jy vir my sê, die inhoud in daai boeke, dis alles rubbish. Ek gaan nie daarvoor val nie. Dit was oor hoeveel honderde, duisende jare en die mense was daai totale kombinasie van geskrifte, was waaruit hulle geestelike leiding gekry het. En skielik kom een fucking ou en sy bende van 12 en besluit 5934 van daai boeke weg. Dis rubbish. Nou net daar het ek klaar 'n moorse probleem. Dan kyk jy na die Bybel. Nou praat ek net van die Ou Testament. As jy as 'n totale fundamentalis met geen religious gedagtes of wat, dit na dit kyk, dan is die Ou Testament in oorsig eintlik geskiedenis. Dit vertel die verhaal van 'n groepering mense. En dan is daar ook baie goeie goed in, soos in Spreuke, soos die Psalms. Maar dit is vir my baie opvallend dat hierdie wat jou al ewig met die Bybel voor die kop wil slaan, haal nie vir jou uit die Psalms uit aan nie. Hulle haal altyd daar uit daai ou boeke uit, goeters uit 'n rukke versie uit en whatever, en dan wil hulle jou daarmee nou dreig en vertel en met vrees vervul en die fok weet wat alles wil hulle daarmee doen. Julle ken die stories, man. Nou gaan ek vir julle iets sê, wat jy oor moet dink. Dink oor wat ek sê. Vandag in die lewe waar ons is daar groot stories oor AI. En daar is mense wat AI per se afskryf as Satan se toeriste. Nou ek het dit al gesê en ek gaan dit weer sê. So AI, as jy vir ou iets sê, as ek 'n aanhaling maak of verwys na informasie van AI, dan sal dit dadelik op jou, ja, dis die Satan, dis die Satan, dis die Satan, dis die Satan. Nou moet die waarheid is, my skepper is die skepper van die hele eenheid van die wêreld, van die heelal, van die universe. Hy weet alles wat gaan gebeur. Hy het gemaak, hy het hierdie goed gemaak. Dis sy skepping. Wil jy nou vir my vir een oomblik sê, hy sal so magtige wapen soos AI 100% vir die Satan gee. En sê, go for it boy. Have your fun. Werk nie so nie hoor. Hy sal seker maak dat daar van sy mense ook 'n sê het in daai AI. So dit hang baie af van hoe jy AI benader. Wat se antwoord jy gaan kry. Nou, kom ons terug na die Bybel toe. Die eerste plekkie. Kyk hy ouens, daai Konstantin se benne en daai ding mooi getune hoor. Maar die eerste plekkie waar toe ietsie inglip, is Genesis 1 vers 26 tot 28. Ek is tot vandag toe nog altyd verbaas dat daai drie versies, 26, 27, 28, en dit deurgeglip het. Maar in my hele tyd, wat ek kerk toe gegaan het en so, was vir baie jare, ek nooit 'n predikant gehoor wat gepreek het oor daai drie verse. Nooit. Ja, ek vertel u altyd, hy het in Genesis 2 begin met die Adam storie. OK. Nou, so nou sê ek vir julle, daar die skepper gesorg vir jou eerste hakplekkie waar jy kan uit, as jy wil uit. As jy wil uit. Kom hulle by hierdie Adam ding. Nou, ek het al vir julle verduidelik, in hoeveel fyn, tot op molekulêre level, die skepper alles perfek gemaak het. Perfek. Alles werk perfek. Kom ons met hierdie Adam storie. Skielik maar dan vir jou daar verduidelik, 'n klomp grond by mekaar gekrap en toe, hier staan hierdie perd. OK. En toe, so rukkie later, toe, die maker van Adam, sê nee hoor, dit werk nie, hierdie ou kan nie so alleen nie, hy het 'n maatjie nodig. Maak dit vir hom 'n wyfie. Daar in Genesis 1 vers 26, 28 staan dat baie duidelik. God het gesê, ons maak die mens, ons maak hom na ons beeld, ons maak hulle man en vrou. Ja, maar hier, Adam, hier is dit nou 'n eksperiment, 'n mishap. Sy het hierdie ou die uitsoet 'n maatjie om te operate. Hey maat,
Dan begin ek mos vir myself vra, wie het actually hierdie Adam gemaak? Wie het hierdie ding gemaak? Wie het hom gemaak? Maar dit was 'n oefenloopie, lyk dit vir my. Hier was geoefen. Right, moes los dit. Dit is nou al genoeg om 'n klomp mense se brein se laat ontplof. Ons gaan net een stap verder. Die volgende eld wat die Skepper vir jou in daai getunede Bybel gee. Hy gee vir jou die gap. Duidelik. Kain slaat vir Abel dood. En toe hulle vir hom sê dat jy jou goed pak en uitskuif uit die paradys uit. Wat is sy eerste kwelling? Die mense gaan my doodmaak. Watter mense? Watter mense? Sy pa en sy ma? Nee, die mense gaan my dood. Toe kry hy nou 'n merk wat hom nog in syf hou en so, ek weet nou nie wat sy merk. En hy's daar uit. En so wragtig. Kry hy 'n vrou. Nou sien van hierdie ouens, van hierdie Bybelaanbidders, die Bybelaanbidders, wat vir jou probeer vertel. Dit is een van sy sissies. Okay. Nou vat hy maar sy sissie. En die volgende begin hy 'n stad. Hoe groot die stad was, weet jy nou nie. 100 mense, 1000 mense, miljoen mense, wat, maar hulle sê, dit is 'n stad. So is baie mense. Waar kom die inwoners van daai stad vandaan? Sy alle boeties en sissies. Okay, as jy dit wil glo jy in die pasaas ook. In elk geval. So daar, God weer vir jou 'n eld gegee. Nou gaan ek vir jou verduidelik, hoekom het jy 'n eld nodig? Hoekom het jy 'n eld nodig? Want daai Bybel is baie mooi en fyn getune om jou te laat glo jy's in daai Adam bloedlyn. Jy's gekoppel met bloed aan daai hele streep budgies. En al die kak wat hulle aangevang het, moet jy voorbetaal. Jy's skuldig aan dit ook. Kyk, nou voor jy weer jou jump oor die budgies. Hoekom gebruik ek die woord budgies? Want sê ek Jode, dan sê hulle vir my, nee, is nie meer Jode nie, is Israeliete. Sê ek is dit Israeliete? Nee, is nou weer Khazar. So elke ding wat jy hulle kon, het hulle 'n eld, waarmee hulle jou terugbou. So ek het besluit op die versamelnaam budgie en dit cover al daai goed. Daai hele Adamstreep, almal. Nou is daar mense wat dink, okay, as jy nie in die Adamstreep is nie, waar kom jy regtig nou vandaan? Man, sy gaan lees Genesis 1 vers 26 tot 28 en weet jy waar kom jy vandaan. So hierdie geskiedenisboek is baie mooi geskryf om jou vas te vang binne in daai dogmatiese pyp. Jy kan nou nie anders as nie. Jy moet nou maar skuld aanvaar vir al daai shit wat hulle aangevang het. Jy skuldig daarmee. En hulle is die uitverkorenes. Nie jy nie. Hulle is die uitverkorenes. Nou is hier mense wat fanaties en spassies probeer verduidelik en wys. Hulle is een van die lost tribes of een van die op 'n manier wil hulle tog so, maar hulle wil so bitter graag deel van die tribes wees. Sê ek man, gaan doen 'n DNA-test en kry dit uit jou uit. Kry bevestiging. Dit is moontlik om bevestiging te. Gaan kry dit vir jou, dan kry jy vrede in jou hart en as jy dan 'n budgie is, good luck vir jou. Kans dat jy budgies op 0, as jy 'n boer is. Nou, basic 0. Waar kom ons vandaan? Gaan lees Genesis 1 vers 26 tot 28. Dan weet jy waar kom ons vandaan. Mense is gevang. Dit was 'n morse mooi fyn uitgewerkte vangnet waar hulle jou getube het. En dan vandag in 2026 dan hou jy bidure vir daai bliksems aan in Israel wat met hulle moord en doodslag wegkom en verwoesting. En toe kry daai donnera in Israel nog 'n lekker fucking handperd by met die naam van Donald Trump. En Trump sleep die hele Amerika in daai stront in. Ek meen met Jesus en daai heks het staan aan. Hy maak dit nou sommer 'n kruisveld tog. Hoe kan jy na al daai goed luister en na daai mense se uitlatings luister en nie besef hulle is besig om bedrog te pleeg in God se naam? Maar hulle is nie gewaarig nie, want almal support. Alles wat hulle self Christene noem, support hulle. Hoe is dit moontlik? Maklik, want hierdie aarde is deur God vir die Satan gegee. Wil sê, dis joune. Maak sy jy smaak. En hy is die prins van leuns en bedrog en moord en doodslag.
Want kyk na die geskiedenis van daai fucking budgies. Van die vroegste tye af was dit net verwoesting, moord, steel, drog, altyd. En kyk, ek het al baie vir julle gesê, ek het 'n groep op WhatsApp, my publikasiegroep. Ek plaas video's daar wat ek nie hier maar kan gewaag om hier te plaas nie, as gevolg van die domein waarin ek is. Maar, ek sê die goed vir julle daar, vir die wat meer wil weet. Ek het vandag vir julle video's daar gesit, oor Iran. Jy moet verstaan, hierdie donker ster volgers wat jy so absoluut slaafs navolg en verafgoed, hy goed sien jou as goyim. Dan lees in die Talmud, wat is jy? Dan kry jy vir jou. Dan lees in die Kabbala, wat is jy? Jy's goyim. Jy moet verniel en verwoes. Jy's nie eers eintlik 'n mens nie. Jy's gelykstaande aan 'n dier. Maar jy kom by my en dan wil jy daai fucking goed se beeld kom blaas. En as jy nou moerse vir ons waardig as ek vir jou sê fuck off. Maar jy sal elke keer 'n fuck off by my kry. Want ek gaan nie heel met die Satan nie. Hy het my getraai, hoor. Hy het my laas jaar probeer doodmaak met kanker en toe fail hy, want my skepper het sy hand oor my gehou, want ek het nog 'n taak om uit te voer. En toe kom die bliksem nou en hy traai my met hierdie vieslike bakterieë. En toe gaan ek deur die dal van doodskade weer. Maar wat vir my fantasties was, kyk, ek was baie negatief en ek was ek was siek, ek was regtig siek. Ek het op stadium gedog, okay, nee, ek gaan nie môre sien nie. Maar ek was nie 1 minuut vir 'n sekonde bevrees nie. Nie 1 keer nie. Ek het 'n bekommernis gehad oor wat my kinders met my vrou gaan doen. So ek nie is nie, maar oor myself het ek nie 'n bekommernis gehad. Want ek het my lewe 100% net in die hande van my Skepper gesit en dit sit. En ek het maar net gestap. Ek het saam gestap met hom en ek glo hy het my geweldig baie plekke gedra, want ek kon net nie. Ek kon nie. Maar ek sê vir julle vanaand, ek het nou al 'n klomp goed hier gesê, jy moet maar hierdie video weer kyk en weer kyk en weer kyk, tot jy mooi verstaan wat ek vir jou sê, dat jy self sien, met jou eie oë, gebruik jou eie brein, en sorg dit uit. Ek het vir julle almal sonder die kerke, religion, is jou grootste bedreiging en jou grootste vyand om jou weg te hou van jou Skepper. Maar 'n maat, dat hulle committed is, dis waar hoor. Dat hulle entoesiasties is, dis waar hoor. En as jy kyk wat hulle nou aanvang in Iran, dit is absoluut skreiend wat daar gedoen word. En dan kom 'n man, hy is nie 'n boer nie, hy's 'n Afrikaner, en sê vir my, ek mag nie teen Trump en Satanayo praat nie, want hulle doen God se werk. Watter God? Watter God? Die God wat ek dien, moor en verwoes nie. Hy wil nie hê jy moet suffer nie. Hy wil hê jy moet die lewe geniet en in volheid, want hy het vir jou daardie lewe gegee. Maar hulle aanbid 'n God van verwoesting, van vernietiging, en dan pronk hulle daarmee. Die Iranese mense, nie die Iranese regime nie, die Iranese mense veg vir ons, die goyim. Hulle veg vir ons, die goyim. Is hier weer 'n ou wat nou weer Constantijn verdedig. Lag vir sy gat, in elk geval. Feit van die saak bly, die Romeinse kerk, daai, ek het al, julle weet ek verwys na hulle as daai viskop-kepsetters. Hulle het daai oorspronklike geskrifte en goed in hulle kelders weggesteek, baie goed vernietig, baie van dit is vernietig hoor. Ons voorsate, die boerse voorsate het weggevlug van daai viskop-kepsetters. Toe kom hulle hier in Suid-Afrika en hulle sien hulle self as vry burger. En wat doen daardie gesag in die Kaap? Voer fucking predikante in, agente van daai viskop-kepsetters, voer hulle in om weer eens die boer se gees te probeer steel. Net toe ek nou
my plek nou reg en orde kry vir die show, sien ek op Kyknet, het hulle nou weer daai rugbyprogram aan en so, en ek dog by myself, op hierdie dag, wil jy vir my sê, in die duisende ure se argiefmateriaal wat Kyknet het, is daar nie gepaste goed gewees om vir vandag aan te bied vanaand nie. Nee, die sirkus moet aan die gang gehou word. Wat was die doel van die sirkus in die Romeinse Ryk? So daar, om die volk se aandag weg te trek van die kak wat hulle aanjag. En op hierdie heilige dag, Kyknet speel saam, speel die game. Maar, wat vir my baie interessant is, julle ken my, ek is 'n prentjiesmens, en ek praat die beste oor prentjies, want prentjies help jou om iets te verstaan. Op hierdie dag, het hulle dit gedoen. En daai man in die middel, het die shots gevat vir ons almal. Maar daar, op daardie houtpaal, toe sê hy vir daai man langs hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy het nie vir daai man gevra, maar watter stam is jy nie. Hy het nie vir daai man gevra, maar watter tribe is jy nie. Hy het nie vir daai man gevra, hoeveel keer het jy op 'n Sondag kerk toe gegaan nie. Hy het nie vir hom gevra, hoeveel keer bid jy op 'n dag nie. Hy het nie vir hom gevra, wat is jou DNA nie. Hy het nie vir hom gevra, hoeveel tiendes het jy vir die kerk gegee nie. Hy het nie vir hom gevra, aan watter kerk is hy nie. Hy het net vir hom gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hoekom het hy dit vir hom gesê? Want hy ou het vir hom gesê, dink aan my asseblief, as jy in die paradys is. Net dit was genoeg om hom in die paradys te kom. Nou kan ek myself imagine, toe hy nou daar arrive by die pearly gates, en hulle kry hom nou en sê, wat soek jy nou hierso? Sê hy nie, ek weet nie, hy ou in die middel het gesê ek moet kom. Kan jy die pandemonium glo? Maar nou ja, dis wat gebeur het. Daarom sê ek vir jou, daardie man in die middel, maak al hierdie praatjies oor, waar is jy gemaak in Genesis 1 of in Genesis 2 of wat, irrelevant. Maak basies daai hele geskiedenisverhaal irrelevant, want dis verby. In sy handel en wandel op die aarde, het hy baie dinge gesê, want hy het nie 'n religion verkondig nie. Hy het 'n verhouding met die Skepper verkondig. That's it. Dis hoekom hulle hom so gehaat het. Hy het vir ons gesterf, dat ons altyd kan lewe. En hy het vir hulle gesê, toe hy van die heidene praat, en Moses se wette en al daai goed wat hulle voor hom gegooi, toe sê hy, man, hulle het dit nie nodig nie, want God het sy wette op hulle harte geskryf. En as jy dan gaan teruggaan, en jy gaan kyk na die Friese, ja, die Friese, niks van die tribes nie, niks van die Israeliet tribe goed nie. As jy gaan kyk na hulle geskiedenis, dan sien jy, hulle het 'n erekode gehad. En dan gaan lees jy daai erekode deur, en dan is jy verstom bewonderd. Want daai erekode is opgestel, sonder 'n dominee, sonder 'n pastoor, sonder 'n priester, sonder 'n Bybel, sonder sien hulle wat, uit hulle harte uit opgestel. En dan lees jy dit deur en dan dink jy, Jesus, waar het ek al hierdie goed gehoor? Dan wonder jy, maar jy hoef nie te wonder nie, want Jesus het dit gesê, God het sy wette op hulle harte geskryf, En so, hulle wil vir jou baie stories kom vertel, en hulle praat van daai mense was pagans, en hulle was heidene, en hulle was Gentiles, en die fok weet wat se naam, byvoeglike naam, hoor en goed, wil hulle aan 'n groeperings, wil hulle aan 'n heg. Maar hulle kan maar praat so hulle lekker kry. Die feit van die saak bly, Jesus het dit gesê, God het sy wette op laat. Jy wat vir my luister wat 'n boer is, maak nie saak waar jy boer, waar jy leef, of waar jy werk, of waar jy... Niemand hoef vir jou te sê jy moet nie steel nie. Jy weet jy moet nie. Niemand hoef vir jou te sê jy moet nie mense doodmaak nie. Jy weet jy moet nie. Hoe weet jy? Hoe weet jy?
Nie dominee wat ek jou verduidelik nie. Jy weet dit net. Ek het al menigmale gesê. Ons voorsate tot by my oupas. Hulle was nie kerkmense nie. Maar hulle was geestelike mense. My ouers se generasie was kerkmense. So, jy weet, daar was baie van hierdie goed, wat julle vanaand met baie mooi oordink. Ek kan ek wil vir julle nuus wys, maar ek sal maar môre 'n nuusprogram doen. Want daar gebeur dinge daar in die Midde-Ooste wat ons van kennis moet neem. Maar wat ek wil hê, wat julle heel belangrikste moet na kyk, is die verwoesting wat hierdie sataniste nou saai in Iran op strukture wat niks militêre waarde het nie. Maar hulle wil net verwoes, want dit is in hulle bloedlyn, hulle kan nie daarby verbykom nie. Ek het video's gepost op my publikasiegroep waar jy kan gaan sien hoekom hierdie goed soos jagshonde is om te vernietig daar in Iran. En dis hartseer hoor, dis hartseer. Luister na hierdie wysheid. Moet sien, luister na hierdie wysheid. Brutal truths about people. 1. The weakest are often the most cruel. 2. The dumbest talk the most. 3. The most miserable are the most jealous. 4. The most insignificant are the most arrogant. 5. The wisest remains calm. The strongest are always kind. The smartest often stay silent. The happiest live quietly. Hoe's daai? Groot waarheid dan. Ag, wie koens, hulle kan aanval soos hulle lekker kry. Ek voel vir hulle aanvalle fokol man. Hierdie donker ster agent wat hier rondvlout en probeer onder 'n saai in die chat. Wat hy doen wat hy is. Ek weet wie en wat hy is. Ek sien hom vir wat hy is. En ek lag vir hom. Neil Yardbird sê South Africa was given away for a rugby ball. Ja, is tragic. Maar nou ja, die feit van die saak bly net. Ek sê vir julle dinge wat heerlikheid. Dit sny in jou grein in. Dit sny in jou grein in. Want dit gaan teen 'n leeftydse indoktrinasie. Heinz Winkler kry nou 'n klomp kak oor dit. Hy en sy vrou gesê die vetpredikante op die preekstoele hoort nie daar nie. Want hulle maak hulle self skuldig aan die sonde van oorvreed, van vraatsigheid. En nou is daar baie ouens wat hom attack oor dit. Hy is 100% reg. 'n Man wat homself wil aanbied as 'n leier, 'n geestelike leier, moet sorg dat hy sy eie vrugte met reg wees hoor. Nee, nou klim hy daar met sy dik gat op daai preekstoel. En wil hy vir jou vertel wat moet jy doen. Die volgende, dan staan daar weer so 'n maar mannetjie met sy fucking Vaseline potjie in sy sak. Jy moet vir sy kak luister. Maar dit kom alles terug na die kerke toe. Dis hoekom ek wil sê ek wil van 'n kerk niks weet. Niks. Alle religions is korrup tot in hulle siele. En die meeste is gecaptured deur die donker sters agente. Dit is ongelukkig die waarheid. Dis soos dit is. Jy sien wat som van hierdie religious leaders se uitsprake dan kyk ek en dan dink ek vir myself, goeie genade. En jy lei mense. Jy lei hel toe jou bliksem. Maar sê ek dit dan is daar 'n klomp wat weer ontplof. Ek voel vanaand. Daar's 'n song wat ek baie vir julle speel. I've got no more fucks to give. Ek het no more fucks to give vir goed soos hierdie what you call it. Hierdie donker ster agent wat hier rondsluip nie. Ek het niks om vir hy te gee nie. Niks nie. Hy moet aangaan met sy dinge. Die feit van die saak bly. Jy moet net onthou, as jy mense laat struikel, jy gaan betaal vir dit, Bill. Jy gaan nie wegkom nie. Ons God mis niks. Hy sien. En hy sien wat doen jy. Hoekom het Jesus gesê, die boom sal geken word aan sy vrugte? Maar hy boom, ons kry vir hulle 'n posisie. En as hulle 'n posisie het, wat doen hy met daai posisie? Daar kom die vrugte. Sê, okay. Hierdie is 'n drywepreel. Hy blaf as 'n drywepreel, maar hy dra triks vye. Hier's 'n fout met hierdie boom. So is daar baie sulke voorbeelde.
Maar jy moet jou brein toelaat om te doen waarvoor God hom vir jou gegee het. Jy moet dink. Nou daai 5934 geskrifte wat nou verwerp is, weggegooi is. Dit is ongelooflik hoeveel van hulle is opgeneem in die Ethiopiese Bybel. Nou sien ek Mel Gibson, hy het mos daai movie gemaak van The Passion of the Christ, wat julle weet wat dit met hom gebeur na daai movie, hoe hy aangeval was en so. Maar daai movie is die grootste gross inner movie wat ooit gemaak is. Hy het nou 2 movies gemaak. Die eerste een word vrygestel op Goeie Vrydag volgende jaar. Toe gaan hy na die verspreiders toe, sê, wil julle, nou kyk, hierdie verspreiders se bek en kwyl, want hulle sien wat het gebeur met die Passion of Christ. Nou sit hulle, julle wil hierdie, nou sê hy vir hulle, julle kan die kontrak teken vir die verspreidingsregte, maar julle gaan nie die draaiboeke sien nie. Julle moet my integriteit trust. As dit nie vir jou genoeg is, moet jy nie teken nie. Jy gaan ook nie die movie versprei nie. Ja, 'n moerseklomp het geteken, net op sy reputasie. Ek het 'n bietjie gelees oor wat daar aangaan. Daai 2 films, die een kom uit op Goeie Vrydag en die een kom uit op Paasmaandag. So, volgende jaar, 2027, stel hulle vry. En uit daai 2 movies se draaiboeke beskryf uit inligting wat hy in Ethiopië in 'n klooster nagevors het, uit die Ethiopiese Bybel uit. O maat, ek het vanaand weer van my vrou gesê, ek wens ek kan 'n betroubare Engelse vertaling van die Ethiopiese Bybel kry. Ek het 'n ander artikel gelees oor dit, waar die ou sê, daardie Ethiopiese Christene, daai monnike daar, is 'n afsondering, het hulle maar die geskrifte gekopieer en net aangehou en die manuskripte gebou, sonder enige invloed van die viskop Keps Etters in Rome, want die politiese omgewing was so, dat die Ethiopiërs was in afsondering. Niks van daai het ooit ingemeng by hulle nie. Hulle was soort van in isolasie. Die Arabiere met die Islam en al daai goed, het ook geen invloed op hulle gehad. So hulle is in 'n suiwer, gebaseer op daai oorspronklike 6000 geskrifte, wat hulle tot hulle kennis in die hande kon kry, en hulle dit bewaar. So, maar mooi dink, feit van die saak bly, daar word vir jou gesê, daardie Bybel wat jy het, dit is God se woord. Ek okay. En daai 5934 boeke, dis nie sy woord. Hoe weet jy hierdie is sy woord? Kyk wat jy kry, spreekboekdele. Want nou is ek klaar met 'n ketter, net omdat ek daardie vraag gevra. Net omdat ek daai vraag gevra, sê ek 'n ketter. Die feit van die saak bly, daar's mense wat die Bybel aanbid, en enigiets wat jy sê hulle, waar staan dit nie Bybel? Dan kom hulle 'n halfuur versies aan wat daar uit die oorgeskiedenis uitkom. En dan sê hulle, dis wat nou vandag met jou gaan gebeur. Okay, jy so dink, is fyn. Daardie Bybel moet jy sien vir wat hy is. Hy's 'n geskiedenis, daar's 'n groot geskiedenis daarin, daar's baie wyshede daarin, daar's baie sedelesse daarin, al daai goed is daar. Maar daar is ook 'n klomp potholes in, hoor, waar daar ingeplak is deur daai bende van 12 wat Konstantin aangestel het. Ek het al goed gelees, dan kan hulle bestry hulle oor 'n ding wat met inwees of uit, dan hou hulle 'n woud oor wat moet inwees en wat moet uitwees. Woud hulle. Hulle nou vir my vandag om sê, daai is alles, die heel is God se woord. Die Bybel verduidelik vir jou baie mooi, wat gebeur met jou as jy nie vir God luister nie, hoor. Dit is hy baie duidelik, hoor. Hy wys vir jou presies wat word van jou as jy luister. Maar ek het al vir julle mooi gesê, Haile Selassie stel dit so mooi. Hy sê, spirituality does not come from religion. It comes from your soul. En dan, as jy spiritueel gekoppel het met die Skepper, dan vorm jy deel van die Skepper se geestelike netwerk. Die Skepper se geestelike netwerk. En daardie netwerk van hom
Dit is sy volk. En hy het mos mooi vir ons verduidelik hoe moet die aarde werk, maar toe sal ons klomp wat nie daarna luister nie. Tribes, dis hoe ons gedesign is. Dit is hoe ons moet wees. Tribes. En in daai volk van God is baie tribe. En ek wil in die boertribe wees in God se volk. Dis die geesgevulde tribe van die boere. So ons almal wat hier in Suid-Afrika bly, ons is deel van die boertribe met clans in. Dis baie clans in hierdie boertribe, maar daar is 'n clan vir die geesgevuldes. En dit is hulle wat die boertribe is binne in God se volk. En dit is die tribe wat in Oktober 2023 toe ek baie bekommerd was oor ons tribe. Toe ek daai fluistering kry die oggend, die boertribe sal okay wees. Nou, ek sê vir julle vandag boere, kry jy jou hand in die hand van die Skepper. Kry jou tempel gevul met die Heilige Gees. Dit is jou hoof. As jy dit gedoen het, gaan baie dinge rondom jou verander. Maar dit is wat jy moet doen. Kry jou hand in die hand van die Skepper. Kry jou tempel gevul met sy Gees. En hierdie donker ster, agente, disciples, sendelinge, wat hier tussen julle beweeg, wat hierdie donker ster verkondigings doen aan julle. Kom weg van daai goed af. Kom weg van hulle af. Hierdie toutjies-outjies, kom weg van hulle af. Iemand het my vandag weer gevra. Nou, okay, maar nou, jy is baie emosioneel en driftig oor die goed. Waarvoor moet ek kyk? Sê ek man, die heel eerste ding wat jy voor kyk, as jy daai Torah ding sien, sny hulle. As hulle daai muur gaan probeer omstamp aan Jerusalem, sny hulle. As hulle vir jou sê, ons moet bid vir daai uitverkorenes daar, sny hulle. Maklik man, dit is so maklik. Maar jy deur oefening, raak jy gewoond om hierdie donker ster agente dadelik te sien. As hy sê, man, hy moet net sy bek oop. Binne 'n minuut sê hy vir jou, wat is hy? Bly weg van af. Bly weg van af. Daar's ouens wat moedig is vir my oor dat ek niks met die kerke te doen wil hê nie. Kerke is oor die algemeen almal korrup. Dit gaan oor mag en beheer oor jou. Dis waaroor dit gaan. Hoekom haat die owerhede in general enige iemand wat geesgevuldheid verkondig? Hoekom? Want hulle weet, geesgevulde mens kan hulle nie beheer nie. Hulle kan nie. Ek sien swaarigheid vir die Amerikaner. Ek kan nie sien dat Amerika gaan voortbestaan as die Verenigde State. Hy ding moet breek. Hy must go tribal. Anders gaan niemand dit maak nie. Hulle kan hulle self nie meer uit daai satanspoel uit woud nie. Dis by woud verby. Net soos hier by ons. Net soos in Europa. Niemand kan hulle self meer uit hierdie goed uitwoud nie. Maar ek sê weer, die Iranese veg vir ons, die goyim. En kyk wat sê hierdie uitverkores van jou. Hierdie wat jy voor so voorbrand en voorbidding wil maak, wat daar in Israel bly. Lees wat sê hulle boeke van jou. Nou ja, ek het dit weer 'n klomp goed hier gesê, waaroor seker 'n paar ouens baie onduidelik gaan wees. En kyk, ja, jy is reg, Leon. Jy sê baie lees nie die skrif nie, maar jy moet onthou, as jy die skrif lees, en jy is nie geesgevuld nie, gaan jy in die potholes val, hoor. Wow, Dion Fourie sê, the complete Ethiopian Bible by Edward Jones are available in English, 88 books. Ja, maar nou ja, jy weet, uit van die saak bly, ons het toegelaat, dat ons mislei word en dat ons bedrieg word. Maar ek het die ander dag al vir julle gesê, wat 'n kerk doen, is hy sit so glasdeksel tussen jou en die Skepper. En dan verduidelik hulle vir jou, jy kan net by hom uitkom deur hulle. Dis wat hulle doen. En dit is hoekom ons mense oor die algemeen swaar kry. Want ons val vir daai tussenganger storieetjie. Dit is nie nodig nie. Ons moet net baie mooi dink oor wat met ons gedoen word, hoor. God het vir jou 'n brein gegee.
wat hierdie goed kan verwerk, met jy bereid is om daai bande te breek. Watermeyer sê dit so driftig, sny die band, hoe hy breek die bande, sny die koord. Maar as baie mense is bang om daai band te breek of daai koord te sny. Baie van die ouens voel as hulle daai Adamkoord sny dan, hulle nou redeloos en ankerloos. Maar ek het jou gesê, God het seker gemaak dat daai Bybel maak nou nie saak wie dan hom getune en getweak nie. Daai Genesis 1 vers 26 tot 28, daar is jou eerste out. En die bevestiging kry jy daar by Kain, waar hy sê, wow, ek is bang vir die mense, hulle gaan my doodmaak. Die mense gaan my doodmaak. Wat mense, papie? Ja, maar nee, ja. Daai is die dinge. Kyk of ek nie vir julle nog bietjie waarhede het nie. Hierdie is 'n grootte. Hierdie is regtig 'n grootte. Maak nie maar kennis van hierdie en hoor. Modern medicine. Run blood tests. Get admitted. Order x-rays and scans. Take a biopsy. Schedule the surgery. Start a lifelong medication. Manage the symptoms, but don't ever heal. Don't heal. Don't heal. Bad, hoor. Maar dis waar ons is. Julle weet dit. Dis waar ons is. In elk geval. Ek sal op 'n ander aand vir julle 'n ander storie vertel. Die goed wat daar aan die gang is, daar in daai Midde-Ooste. Jesus, like manne. Ek meen, ek wil julle iets anders wys. Kyk wat sê hierdie twee girls. Ek sê vir julle, as julle daai video gekyk het wat ek op die publikasiegroep gesit het van daai 10 wonders van Iran. Israel is attacking our historical sites, but we cannot attack back because they have no historical sites at all. Sê die kommentator, apply cold water to that burn. Ek wil net vir julle sê, as julle gaan kyk hoe fenominale stad Isfahan is en wat daar is in Isfahan, vergeet die feit dat daar ook 'n militêre ding in daai berge is. Die stad Isfahan. Jy goed gaan sien wat daar is. Jou oë wil uitval. Jy kan dit nie glo nie. Maar hierdie sataniste Epstein koalisie is besig om te verwoes, hoor. Hoekom? Want hulle voer die opdrag van hulle baas uit. Satan. Alles vernietig. God gee vir mense 'n lewe en hy wil hê hulle moet dit geniet. En hulle skep mooi dinge om dit mooi om hulle te maak. Die Satan soek bouvalle, ellende. Dis wat hy soek. Kyk wat doen sy disippels hier in Johannesburg. Wat het hulle met Johannesburg as stad gedoen? Kyk net daar, dan sien jy mos man. Die Satan se trawante is, hulle lyk van vuil, hulle lyk van bouval, vervalle, hulle lyk van rubbish, van garbage, vuilgoed. Hulle lyk van verwoesting om hulle. Dan is hulle in hulle element. En dan kyk jy na daai Satanaio, met hoeveel ywer is hulle besig om die suide van Libanon te verwoes en te vernietig. En hulle maak duisende mense dood. Ek luister na daai professor Mearsheimer waar hy sê, van 1971 tot 2021 het die Amerikaners met bomme en sanksies 38 miljoen mense doodgemaak. Laat dit insink, hoor. En dan sal van julle wat dink, daai ouens is jy helde. Kyk hoeveel hulle doodgemaak. Dis 'n ander dingetjie wat iemand vir my gestuur het net voor die show begin het, wat ek met julle wil deel. Wat nogal vir my heerlikheid toe ek het sien, toe ek het lees, toe kook my bloed hoor. Kyk hier. During the First World War, Britain occupied Iran. They seized all crops available in the country for the troops, and whenever they left the place, they set fire to the remaining crops so Iranians couldn't feed from them. Millions of Iranians, an estimated 20% of the population, died of starvation. The Holocaust that you won't hear of about. Some European savages, same European savages, same colonial tactics, different century.
Hulle het presies dit in Indië gedoen. Ook die kos weggery. 7 miljoen Indiërs het gesterf van die honger. My fok, hulle het dit hier in ons eie land gedoen. Hier in ons eie land het hulle die boere se plase afgebrand en al die kos op. En kyk hoeveel vrouens en kinders het hulle vermoor in die konsentrasiekampe. Hulle is slegte kak, daai slegter. Kyk, ek kan verstaan dat Medvedev hulle so kak in hulle. Maar Siener het gesê, en Watermeyer het gesê, Engeland gaan onder die see verdwyn. Daai hele Engelse ding moet vernietig word. Net soos wat daai hele budget ding in Israel vernietig moet word, moet van die aardbodem afgevee word. Hulle is satanisties, ek kan nie sterk genoeg woorde vir hulle sonder om onbeheers aan die vloek te gaan nie. Want dis wat hulle is. Jy weet, 'n ding soos hierdie donkerster agent hier in die chat. Ek kan vir hom maar net sê Sadem eta. Hy moet nog uitvind wat dit beteken in Farsi. Dis al wat ek hom kan sê. Maar die feit van die saak bly, daai goed is boos tot in hulle kern. In hulle kern. Trump verlustig om daar in daai brug afgeskiet is. 'n Brug wat daai mense se lewens beter sou gemaak het. Nou kom vertel hulle jou kakja die IRGC gebruik het om missiele te transport. So gat man, waar sal die IRGC fucking missiele oor 'n oop en blote hoë fucking brug ry? Dis soms nie doen, hulle weet maar as die Amerikaners kyk vir hulle met satelliete en so goed. Hulle missiellanseerders kom hier uit die berg uit. Paar minute, sjoe, daar vlieg die pyl. Terug is die hele ding terug in die berg en weg. Maar hulle wil hê jy met hierdie kak glo. Hulle wil hê jy met na hierdie kak van hulle luister. En ongelukkig is daar 'n klomp mense wat vir dit val. Want die waarheid, dit moet onder geen omstandighede uitkom nie. Geen omstandighede nie. Hierdie patetiese donkerster agent. Hy probeer op elke ding wat ek met julle bespreek, dan gooi hy sy druppeltjie kakka neer. Dat hy net so by die donkerster tempels gaan haal. Dan put hy dit hier en dan dink hy, ek is nou strong. Nou het ek al gesê. Tussen verstaan hy nie mooi wat briekmerke is nie. Beste van alles, hy verstaan my glad nie. Hy besef nie. Ek ken sy soort donders goed. En die ergste van alles, ek is nie bang vir hom of sy baas nie. En ek sê vir hom baie maklik fok of. En vir sy baas ook fok of. Maar nou ja, dis hoe dit is hoor. Yeah, Lona, that thing about the 13 months and the 28 days, they don't want to talk about that. They don't want to talk about that. Ja, Louis van Saden, onthou, dit is net 'n mens wat insig het, wat daai 13 maande en 28 dae. Hulle het allerhande kak getraai om jou uit sink uit te kry met die heelal, om jou spiritually uit sink uit te kry met die skepping. Allerhande sulke shit het hulle gedoen hulle. Nou, ek gee nie 'n fok om nie, maar party daar weet ek nie eens wat se dag is dit nie. Pla my nie. Ag, heerslik. Kyk die wysheid wat nou uit daai donkerster disipel uitkom. Shame. Ja, die onverrie is reg. Al daai goed is gedoen om die mense om te verwaar hoor. Dis wat hulle hoekom hulle dit doen. Maar nou ja, dit is ongelukkig die dinge wat ons mee moet saamleef en ons moet verstaan. Ek het een aand vir 'n mentor van my gevra, toe sê ek vir hom, sê nou net vir my, hierdie stories wat so rondloop, ja, hierdie is verkeerd vertaal en daai is weggelaat en daai is ingesit en al daai goed in die Bybel. Hoe moet ek dit nou hanteer? Hoe hanteer ek daai ene? Hierdie ou is 'n groot teoloog. Dog ek hy gaan nou vir my hier 'n referaat skryf, jy weet. Kom hy met 'n eenvoudige antwoord terug. Sê hy vir my, Colleen, lees jou Bybel geesgevuld, dan sal die Heilige Gees sal jou by al die potholes verbylei. Onmiddellik het dit vir my sens gehad. Daarom, ek kry baie keer, weet jy, mense stuur vir my duisende versies, en baie keer lees ek 'n versie lees, okay. Ander keer dan lees stuur ook my versie, dan kyk ek daai vers, lees ek die hele hoofstuk, lees ek die hoofstuk voor dit, lees ek die hoofstuk na dit. Okay. Yes, soos dit werk. En dit is al manier. Ek gee my nie self uit as 'n skrifkundige nie.
Ek's nie 'n teoloog nie. Ek's net die boerieman, doodgewone ou, wat 'n opdrag gekry het in April 2022. Praat nou. En ja, hoekom het ek daai opdrag gekry? Toe ek deur 70 jaar se basic training. Ek van julle wat my kanaal volg en wat na my goed luister, wat regtig na my goed luister, julle sal hoor, as baie min wat ek vir julle vertel, van wat ander mense vir my sê of wat. Ek praat meeste van die tyd uit my eie ondervinding, uit my eie ervaring. Dit is soos dit is. Hy sonneblom. Hoekom het hy sukkel so met my? Want ek kom met feite en hy kom met opinies. En in sy beperkte denkruimte is hy van die opinie dat 'n opinie troef 'n feit. Dit maak hom bitter gelukkig. Ek hoor nie oor hom nie. Hy kan aanfok as hy lekker kry. In elk geval, hy met sy eie gedrag het hy hom verban gekry uit die groot cyberwêreld uit. En hy is nou 'n vlugteling daar een kant. Nou sal hy sien hoeveel traction kry hy. Maar dit sal nooit verander nie. Want ouens soos daai het nie die vermoë. Hulle het nie die vermoë om selfondersoek te doen nie. Hulle het nie daardie vermoë nie. Hulle kan dit nie doen nie. Hoeveel keer het ek al vir julle gesê, man, as die kakkie venster, ons eerste ding wat jy doen, ons staan voor die spieël en kyk waar daai bliksem met die kak veroorsaak het. Want iewers het hy 'n choice gemaak, wat daai kak nou op hom. Mense wil dit nie doen nie, want hulle is volkom bang vir die antwoord. Dankie vir die super chat, Jay van die Kerk. Ja, Jay van die Kerk sê that Trump bombs a bridge important for civilians shows the immense desperation of Israel's proxy, the US. Our own boer history show how low they can go. Exactly. 100%. Ja, dankie Ben Simon, ek try my best. Jy weet, my groot mentor, Jan Diedericks, is nou weg, het my verlaat. Maar ek glo, ons communicate nog, jy sien wat vang ek hier aan en so. Ou Jan, wat is jou? Wat is ek 'n aand 'n gesprek met hy soos vanaand? Want ek moet hom 'n bietjie tyd gespandeer. En nou Jan, hy was daai ou met die klein vlaggie, jy weet, as hulle landmyne skoonmaak, ons almal so ou by daar staan met 'n vlaggie en vir die mense verduidelik, okay, die kant toe, daai kant. Jan het my gehelp en voorberei voor ek in die mynvelde inloop. Ek het vanaand in die mynveld ingeloop, julle kan sê wat julle wil. Ek het vir julle goed hier gesê wat gees lyk maar, was ouens wat die stil stype kry oor wat ek gesê. Dis hulle saak, dis nie my worries nie. Ek voel niks vir hulle nie. Ek het in daai mynveld ingeloop om vir julle die goed te sê waaroor, en al wat jy moet doen oor die goed wat ek sê, dink net oor wat ek wil sê het hoor. En vra vir jouself die vraag af en dan kom jy en dan kom jy op 'n punt en sê my was vir my gelieg. Dit is al wat ek van jou wil hê. Dink oor die goed wat ek wil sê. En as jy by daai slotsom kom het, great. Wat 'n paar mense vandag met my gepraat. Ek het hierdie, ek wil dit dan maar 'n fluister noem, maar ek het net geweet. Vanaand moet ek oor hierdie goed praat op hierdie belangrike dag. Want dit is op hierdie dag wat God vir ons almal gewys het. Hy is in beheer hoor. Hy is in beheer. En ek sê vir julle baie mooi weer 'n keer. Moenie AI net sê, ja, alles in AI is die Satan nie. Moenie dit doen nie. Daar's geen manier wat ons Skepper so magtige wapen net so vir die Satan gaan gee en sê gebruik jy dit. Hy is gappies daar. Dis outs. Net soos wat hy in hierdie Bybel wat hulle so getweak het. Genesis 1 vers 26 tot 28 het alles oorleef. Al die vertalings, al die tye, al die jare. Daar's jou eerste out. En ek sê weer, in al my jare in die kerk uit, ek nog nooit 'n predikant gehad wat oor daai verse gepreek het nie. Want hy kan nie, as hy oor daai vers preek, kanselleer hy Adam. Kanselleer hy hele Adam storie. En daai hele storie wat hulle van jou verduidelik, jy moet betaal vir die sondes wat daai budgies aangevang het. Jy het nie 'n ander keuse nie. So daar's die eerste out. So reg in die begin. En die tweede out, toe kan jy sê, wow, die mense gaan my doodmaak. Watter mense?
Ag, dan kan ek julle ander goeders oor die ding sê en so, jy weet, daai Jakob en sy boetiese storie hoe Jakob sy broer bedrieg het en belieg het. En ons hy kon sy die gesalfde, maar hy is die leer, hy is die liegbek, die bedrieër. Hy is die gesalfde, die uitgesoek. Maar bly hy getrou in sy geaardheid. Hy befok sy skoonpa ook. Maar nee, hy is nie myn man. Okay, ja, okay. Right, jy so daaroor voel. Dit jou klokke laat lei, go vir dit. Feit van die saak bly, is nie vir julle opvallend, dat in breë trekke, die Talmud, die Ou Testament en die Koran, so baie opsigte ooreenstem nie. Dit is nie vir opvallend nie. Wat moet jy daarmee maak? Wat moet jy daaruit aflei? 'n Storie wat aan mekaar gesit is. Ja, hy viskopkepseters in Rome, om mense te beheer. Ek het iemand gebraai, by braaigesit daar in die woestyn in Kuwait. Toe sê my gasheer vir my, hulle kan nie Colleen sê nie, hulle sê my Colleen. Hy sê my, Mr. Colleen, you know that the Old Testament and the Quran is the same. So I heard lots of the rumors, so I've never read the Quran, so I wouldn't be able to say yes or no, but I have heard that. So there's not a big difference between you and me. It's like, okay, listen, you're in the computer business. Let me explain it to you like this. I've got the Old Testament, you've got the Quran. And then there was an upgrade available, the New Testament and Jesus. That upgrade became available. I took the upgrade. You guys did not take the upgrade. Now, let's step one step further. Now comes the day that we arrive there at the pearly gates. And they tell me, oh, okay, but the upgrade was not necessary. I'm fine. You're fine. But, pal, you're going to be in the shit if you get there and they say, where's the upgrade? Why didn't you take the upgrade? You need that upgrade. Cheers. Then you're in deep shit. And I'm fine. So whether it was needed or not needed, I'm fine. You've got kak if it is needed. Julle ken my, dit is soos ek praat. Hy sit my so en kyk, seker vir 'n paar minute. Hy sê nie 'n woord nie. En hy sê, you know, Mr. Colleen, nobody has explained it like that. Jack, have fun. Just think about it. En ja, is dit nie opvallend nie, daar's baie gerapporteerde gevalle van moslems wat oorskakel. En dan sal van daai moslems, hulle word nie Christene nie, hulle word Jesus-volgelinge. En daai mense is so geestelik gedissiplineer, soos wat ons wat as Christene groot geword en nie eers kan dink om te wees nie. Dit moet jou laat dink, hoor. Dit moet jou kwylik dink. Hoekom dink jy raak ek nooit betrokke by 'n gesprek en 'n debat oor religie nie? Dis nie vir my om dit te oordeel nie. Dis vir God. Hy sal daai oordeel vel. Ek het niks daarmee te doen nie. Dit is nie my verantwoordelikheid nie. Ek moet net sorg dat my hand in sy hand is en dat my tempel gevul is met sy gees. Dis waar dit is. Dis my verantwoordelikheid. Dis my verantwoordelikheid. Die oordeel, niks met my te doen. Maar ou my kom vra van Allah en ek kan nie jou antwoord op dit nie. Nee, hier is van julle, wat na my luister vanaand, met al die Willie Wally name gebruik, hoor. Jy sê, jy's reg, met die Willie Wally naam. Maar in my Bybel staan daar, niemand ken my naam nie. Maar in elk geval, jy's happy met die Willie Wally name. Nou waar kom jy daan om te sê, die moslims verkeerd met sy naam, wat hy gebruik? Waar kom jy vandaan om te sê, die boeddhist is verkeerd met die naam wat hulle gebruik? Waar kry jy die reg? Jy het nie daai reg nie, ouma. Jou verantwoordelikheid is jou hand in die hand van die Skepper. Jou tempel gevul met sy gees. Dit is vanaand 'n interessante gesprek met ou gehad net voor die show begin en praat oor die drie-eenigheid. Die drie-eenigheid is 'n dogmatiese ding. Dit is physically impossible, man. Dit is God se seën en hy sê self. Ek dink dit is Paulus wat gesê het, sien hom sit aan die regterhand van God die Vader. Klaar, twee goed. Dis hy nie eens een. Kan nie een wees nie, man. En Jesus het gesê, moenie worry nie, ek los julle nie alleen nie. Ek gaan op na my Vader toe. Ek gaan op na my Vader toe. Nee, ek gaan nie op na myself toe nie. Ek gaan op na my Vader toe. Maar ek stuur vir julle 'n helper, die Heilige Gees. So sê ek vir jou, jy weet, as jy gaan kyk na die
oorlinde geskrifte en so, hulle weergawes van Genesis. In ons Bybel sê daar, God het gesê, kom ons maak mense, en wie is daai ons wat hy van gepraat het? Daar is ouens wat jy probeer verduidelik, jy praat van jy weet die drie eenigheid. Bullshit man, in elk geval. Daar die ouens wat nou meer die goed bestudeer, sê vir jou dit is God se divine counsel, dan was sy seuns. En elkeen van hulle het nou maar 'n ras gemaak, jy weet, na sy beeld. Dis hoekom rasse so verskil. In elk geval, God het ons gemaak, die boere. En hy het ons al sy talente gegee, want hy het ons na sy beeld gemaak. Dis hoekom ons so kan skep. Dis hoekom 'n boer oor die algemeen so hoë waarde aan integriteit het. In elk geval, jy nie op dit broei nie. Die feit van die saak bly net, as jy na die, want ek het altyd gesê, okay, hierdie Adam strip, hulle geskiedenis is nou mooi van saamgevat hier en alles. Waar is ons geskiedenis? Ons het ook ons geskiedenis, man. En toe beraak ek nou bewus van die oorlinde geskrifte en sulke goeters. As jy na hulle gaan kyk, na die oorlinde geskrifte gaan kyk, na hulle weergawe van Genesis, dan in hulle weergawe sê, God het vir 3 van sy dogters opdrag gegee om die mense te maak. Dink ek, ja, dit is nog interessant, want dit maak vir my nogal half sens, want stop maar net 'n vrou wat kan skep. Jy weet, voortplant. In elk geval, dis nou, dis vir 'n ander aand se gesprekke daai, want dit is ook nie belangrike goed nie. Al wat vandag belangrik is, terwyl ek en jy nou hier praat, is jou verhouding nou met die Skepper. Dis wat belangrik is. Al goed is history, jy weet, dit is geskiedenis, nice to know. Nou, het ware in om te weet, dit kan jou help, dat jy nie mislei word nie en so nie. Maar toe praat ek en die ou nou so oor die drie eenigheid. Toe sê ek van, jy weet, ons is op alles. Stem ek en jy nogal baie oor stem saam oor dinge, maar hierdie drie eenigheid storie lyk my, sit by jou, maar. En ek gee vir my siening van die drie eenigheid. Toe antwoord hy my sê, van, weet jy het my nou regtig aan die dink gesit hoor. Nou het jy my aan die dink hier so. Sê ek nou maar, en ek so sê ek van, by the way, ek het 'n feeling, dat die Heilige Gees is vroulik. Sê hy vir my, hoekom sê jy dit? Sê ek man, kyk wat doen die Heilige Gees. Die Heilige Gees koester ons, beskerm ons. Dis mos wat 'n ma doen. Lag hy net, jy sê met daai kop van jou. Sê ek man, ek sê net vir jou, dink oor hierdie goed. Dink oor dit. Ek sê nie dit is so. Dink oor dit. Maak vir my sens. Maak dit 'n verskil aan werklik. Twyfel. Ek voel net lekker om geesgevuld te wees. Ek voel gemaklik. Ek voel veilig. Dis mos wat 'n ma doen. 'n Ma laat jou ons veilig voel. Dink maar oor hierdie en ek dink 'n paar ouens is shock met dit. Nou ek sê vir julle, baie dankie. Dit was vir my 'n uitdaging vanaand. Voor ek die show begin het, was ek obviously nie gespanne nie. Maar ek was bewus daarvan dat ek dinge gaan sê wat baie ouens kan vreeslik rattle en vreeslik omkrap. Maar ek het net geweet, ek moet dit doen, want my opdrag in 2022 was, praat nou. So ek praat. Dion Fourie, baie dankie vir daai superchat. As jy dankie dat jy opstaan en die waarheid praat. Ek doen dit want ek kan nie andersters nie, Dion. Dit is wat ek moet doen. En die Satan het laas jaar probeer om my bek toe te maak met daai kanker en toe verloor hy daai feit. En toe slat hy my nou met hierdie verskriklike, bose bakterieële infeksie. Nou kyk hier sit ek met julle. 1 uur en 42 minute wat ons gesels. Dis amper 2 ure wat ek laas gedraf het. Vir daai ander ou wat hom die ander aand so verlustig het op die Sonneblom se kanaal oor my gedrawery. Ek hoop dit kom jou net nie eendag oor nie hoor. Maar nou ja, uit van die saak bly. Gebruik daardie verstand wat God vir jou gegee het. Vergeet wat hierdie budgies verduidelik. Dat jy is goeiem en jy is gelyk aan 'n dier basies. Sy hele moerpapa, hy is uit die lende van die dier uit. Hy het niks om vir jou te sê nie hoor. Hy het niks wat hy vir jou kan sê nie.
maar hulle het hulle slawe. En dit is 'n groot probleem. Daai slawe. Want daai slawe het geen belang oor wat met jou gaan gebeur nie. Ek gaan nou maar 'n kans vat. Geniet hierdie ene hoor. Ek kyk op na die berge, waar kom my hulp vandaan? Hier rondom my lyk het of alles dan vergaan. Ja, ons hulp is van die Here, uit hemel en aard gemaak. Ons voete sal nie struikel, slaap rustig, hy sal oor ons waak. Kyk op na die berge, as alles donker raak. My vriend is God die sterke, dis hy wat ook oor jou waak. As die son bedag so brand en die maan snags onheil spel, hy's die Here aan jou regterhand, wat aan die bose perke stel. Of jy kom en of jy gaan, oor jou lewe hou hy wag. Of jy sit en of jy staan, hy's by jou elke dag. Kyk op na die berge, as alles donker raak. My vriend is God die sterke, dis hy wat ook oor jou waak. Kyk op na die berge, waar kom jou hulp vandaan? Jou hulp is van die Here, dis hy wat oral met jou gaan. Kyk op na die berge, as alles donker raak. My vriend is God die sterke, dis hy wat ook oor jou waak. Die Here sal jou beskerm teen alle gevare. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Kyk op na die berge, as alles donker raak. My vriend is God die sterke, dis hy wat ook oor jou waak. My vriend is God die sterke, dis hy wat ook oor ons waak. Alle krediet aan Dion. Dis glad nie my intensie om jou te benadeel nie, maar dit is so 'n fantastiese liedjie. Ek het net gedog, dit is die gepaste een vir vanaand. Vir julle wat vir my luister het, dankie vir julle ondersteuning, ek waardeer dit. Dankie vir julle gebede, ek het dit elke dag nodig. En soos ek altyd vir jou sê, kyk in, kom sê ek kyk in. Kyk in of jy reg is. Begin daar. Kyk in of jy reg is. Dan, as jy voel jy's reg, jy is tevrede jy's reg, dan kyk jy op. En as jy opgekyk het en jy daai connection gemaak, kyk jy rond. Want dan gaan die Heilige Gees vir jou die gawe van onderskeiding gee, om die vyand te kan sien en te erken. Jy herken hom dadelik. Maar dan moet jy die manne moet hê om weg te stap as dit nodig is. Slaap lekker. Boerieman, uit.